Dankie met jou. Sy, OK, is alles op. ja, alles is reg, dankie. OK. Hallo oom Pieter. OK, ek wil maar net weer vir julle sê baie welkom. Dis 'n wonderlike voorreg om die Here se woord te kan wees. En ons is besig met 1 Tessalonisense, ons is nou by hoofstuk 4. En soos julle gesien het, hierdie eerste paar verse wat ons gedoen het, praat Paulus maar oor immoraliteit en hoe ek het vir julle daarop gewys dat in die Grieks-Romeinse wêreld het dit maar baie hoogtyd gevier. Soos maar in ons wêreld vandag ook. En dan skryf Paulus baie duidelik dat dit behoort nie onder Christene te wees nie. Ons het 'n ander standaard wat die wêreld het en wat daardie tyd het. En dit is dan wat hy vir hulle skryf. En ons het op die verlede week 'n bietjie gepraat en ons gaan nou aan met by vers 6 waar hy sê en dat hy nie sal oortree en sy broer of dan ook sy suster in hierdie saak benadeel nie. Nou waaroor gaan dit? In hierdie saak sê dit is 'n terugverwysing na die vorige gedeelte vanaf vers 3 waar dit duidelik maak dat Paulus hier seksuele oortredings in gedagte het. Nou as ons praat van seksuele oortredings, dan gaan dit oor enigiets voor buite die huwelik of enige iets wat onnatuurlik is, wat hy van praat. So, en julle het ook al gesien, ons gepraat van die woord porneia, wat dan ook al hierdie dinge daarin insluit. Nou in hierdie spesifieke sin word daar twee werkwoorde in hierdie sin gebruik. Die eerste een is oortree en die Griekse woord wat daar gebruik word is die woord hyperbanein en dit beteken om te oortree by going beyond proper limits in behavior. Dit is wat een van die woordeboeke sê. Met ander woorde, to overstep the line or the boundaries, om perke te oorskry. Dit is wat dit beteken. Met ander woorde, dit gaan oor jy moenie oortree, jy moet die perke, die Here het sekere perke daar gesit. En wat hierdie gedeelte sê, ons moenie oor daai perke gaan nie. Ons moenie oor daai grense wat hy vasgestel het, daaroor gaan nie. Nou, dan gaan hy aan. Die tweede werkwoord is die woordjie benadeel. En dit is nou weer in die Grieks, is dit pleonektein, wat beteken om iemand uit te byt. In die Engels praat hulle van to take advantage of, soos wat die New International Version dan ook vertaal. Hierdie gedeelte dui waarskynlik op die sonde van egbreek, om 'n seksuele verhouding met iemand anders se vrou te hê, of in geval van 'n vrou met iemand anders se man. In so 'n geval bedrieg jy jou eie vrou en benadeel jy jou eie huwelik, sowel as jou medebroer en sustersin. Dit is nie te sê dat dit nie op nie-Christene van toepassing is nie. Kyk maar na 1 Korintiërs 6 vers 12 tot 20, maar as dit tussen Christene gebeur, maak dit net erger. Want ek meen, dit gaan nie net oor daai spesifieke huwelik per se nie, dit gaan ook oor die liggaam van Christus wat daardeur benadeel word. Nou hoër morele standaarde word van Christene verwag. Daarom neem Paulus hierdie saak nie ligtelik op nie. Ek meen, dit is nie sommer net so ietsie nie, wat nou maar net in die verbygaan is, ag, dis nou maar net hoe dit is nie. Dit is 'n baie ernstige saak, omdat, soos wat ek vir julle gesê het, in daardie wêreld wat hierdie Christene uitgekom het, is dit baie duidelik dat Paulus hulle wil waarsku en vir hulle sê daar sekere grense wat hulle nie moet oortree nie. Hulle leef 'n ander leefstyl nou as wat hulle voorheen geleef het. So hy gaan dan aan in die tweede gedeelte van vers 6. Hy sê, want soos ons tevore vir julle gesê het en nadruklik bevestig het, die Here vergeld
al hierdie dinge. So vertaal die 2020 vertaling dit. Die Afrikaanse standaard vertaling vertaal dit meer direk. Hy sê, omdat die Here 'n wreker is oor al hierdie dinge, soos ons ook vroeër aan julle gesê het, en julle ernstig gewaarsku het. So as julle daarna kyk, dan sien julle dat hierdie gaan nie net sommer iets wat net so ligtelik verbygaan nie. Die Bybel sê dat die Here is 'n wreker oor hierdie goed, as jy oortree op daai gebied. So dit is 'n geweldige ernstige ding wat Paulus hier oor praat en wat hy die gemeente oor waarsku. So en ons moet daarop let, want onthou net dat dit wat hy vir hulle geskryf het, die Heilige Gees maak dit ook lewendig, sodat dit ook op ons vandag van toepassing is. Ek meen, as julle vandag baie ouens hoor, selfs teoloë sê nee, ons leef van 'n ander tyd en hierdie goed was bedoel vir daardie tyd en ons is nou meer in 'n verligte eeu en al daai tipe van goed. Maar as jy 'n kind van die Here is, dan aanvaar jy die woord van die Here as 'n standaard vir jou lewe. So dit is baie belangrik dat ons dit sal onthou. Nou, as hy sê oor al hierdie dinge wat hy sê die Here 'n wreker is, dui daarop dat alles wat vanaf vers 3 die B-gedeelte tot by vers 5 gesê word, dat dit hierby ingesluit is. Hierdie woorde in vers 6 stem ooreen met Psalm 94 vers 1, wat die volgende sê: Here, God wat wraak neem, U wat wraak neem, verskyn tog. Ek meen, geweldig, né? So dit stem baie ooreen, as hy sê die Here is 'n wreker. Nou in Psalm 94 praat hy van God die Vader, spesifiek, want dit is maar in die Ou Testament is het hulle gepraat van God en dan dit mag gaan oor die Vader. Maar as Paulus praat van die Here, dan praat hy eintlik van Jesus. So dit vertel van die drie-enige God en julle het ook al gehoor dat hulle sê ja, die God van die Ou Testament was 'n harde God en al daai dinge en Jesus is sag en hy sien maar net alles oor en alles is nou maar net alright. Maar dit is nie so nie. Die Here Jesus se standaarde is ook hoog. Ek meen, ek sê altyd vir mense, gaan kyk maar na die bergpredikasie, waar die Here Jesus sê dat dis wat hulle gesê het in die ou tyd, maar ek sê vir julle, so sy standaarde is nog baie hoër. Nou, om by sy standaarde uit te kom, en ek het dit al baie gesê, kan ons dit nie doen in ons eie krag nie. Ons het die krag van die Here nodig op elke gebied in ons lewe. Nou, Paulus waarsku dus die oortreders, saam met die hele gemeenskap, dat goddelike geregtigheid en vergelding of wraak oor sulke oortreders van God se morele orde uitgeoefen sal word. Dit is die Here self wat diegene sal straf wat oorspel pleeg of in enige ander seksuele immoraliteit betrokke raak. Diegene wat in seksuele sonde betrokke is, sal nie bloot net die gevolge van hulle dade dra, soos 'n ongewenste swangerskap byvoorbeeld nie, maar sal onder die oordeel van die Here kom. Nou wil ek net vinnig sê, dit beteken nie dat die Here jou, as jy op daardie gebied oortree, nie vergewe nie. Ek meen, dit het niks daarmee te doen. Hierdie gaan oor ouens wat willens en wetens daar is, en wat nie daarmee wil breek nie. Hy daai leefstyl aanvaar, en hy selfs 'n Christen het dit aanvaar. Nou, en dis spesifiek wat hy van praat. Maar as jy op hierdie gebied oortree het, en jy vra die Here om vergifnis, dan vergewe hy jou, en hy herstel jou selfs ook. Maar baie maal dra mense ook maar die gevolge daarvan, verstaan jy? Ek meen, al vergewe die Here, dan is daar sekere gevolge. Byvoorbeeld, 'n jong meisie wat verwagtend raak, sy kan nie daai baba wegwens nie, verstaan jy? Sy loop deur daai pad, maar die Here help haar. Dit is nie ons plig om sulke mense af te skryf en te sê dis nou verby met jou nie. As iemand regtig berou het, die Here is altyd die een wat jou deurdra, wat jou vergewe en wat jou weer 'n kans in jou lewe gee. So ek sê maar net dit, maar hierdie gaan spesifiek
oor mense wat dink, ag wel, ek kan my leef soos ek wil. Daar sal geen gevolge wees. Ons het gesien dat in die vorige een waar die Bybel gesê het, jy oortree eintlik in jou eie liggaam. Jy doen dinge en ons sien dit ook met allerhande siektes wat mense kry as gevolg van 'n immorele leefstyl. Goed, die Here, dit is die Here self wat diegene sal straf wat dit doen. Goed, nou wat hy sê, die sinsnede, soos ons ook vroeër aan julle gesê en julle ernstig gewaarsku het, dui daarop dat Paulus se waarskuwing nie 'n nuwe een is nie. Heel waarskynlik het Paulus met sy besoek aan Thessalonika, waarvan ons lees in Handelinge 17 vers 1 tot 9, hulle alreeds met hulle bekering teen immoraliteit gewaarsku, toe hy die basis vir 'n Christelike leefstyl neergelê het. Niemand in die gemeente kan sê dat hy nie geweet het van die gevolge van sy of haar immorele optrede nie. Hulle is al voorheen reeds gewaarsku. Aan die ander woorde, Paulus glo ons uit hierdie kan ons aflei dat toe hy by hulle gekom het, het hy met hierdie ding ook met hulle gepraat. Ek meen ons lees dit in Korintiërs ook. Ek het nou net die teks aangehaal, maar waar hy hulle ernstig waarsku teen hierdie goed en hoe belangrik dit is dat 'n mens deur die genade van die Here ook 'n heilige leefstyl sal handhaaf. En ons sien om heilig te lewe beteken om toegewy aan die Here te lewe. Dit is wat dit beteken. Maar nou gaan hy aan in vers 7. Hy sê God het ons tog nie tot onreinheid geroep nie, maar tot heiligheid. Hier kom hy, nou gaan Paulus terug na die roeping waarmee hulle geroep is. Ek meen nadat Paulus die negatiewe gevolge van goddelike oordeel vir seksuele immoraliteit uitgespel het, gee hy nou positiewe motivering om alle forme van hierdie immoraliteit te vermy. Hy sê God het ons tog nie tot onreinheid geroep nie, maar tot 'n heilige leefstyl. Met ander woorde, 'n leefstyl toegewy aan God, oorgegee aan God, waar jy jouself, gees, siel en liggaam aan die Here oorgee. Want ek meen, ons het gesien, hy sê op baie een plek in Korintiërs, verheerlik God met jou liggaam. So, dis baie belangrik dat ons dit sal onthou. Die Thessalonisenses se roeping is 'n sentrale tema wat herhaaldelik in die briewe aan hierdie briewe voorkom. Aan die begin van sy brief het Paulus daarop gewys dat gelowiges in Thessalonika deur God geroep is. Daar in hoofstuk 1 vers 4 en hulle word ook dan in 2 Thessalonisense 2 vers 13 tot 14 daarin herinner dat hulle deur die verkondiging van die evangelie geroep is. Hulle is deur die evangelie geroep om die heerlikheid van ons Here Jesus Christus te verkry. Dan kom hy in 1 Thessalonisense 2 vers 12. Daar vestig Paulus die aandag op die feit dat God hulle tot sy eie koninkryk en heerlikheid roep. Hierdie roeping is egter ook 'n roeping tot 'n heilige leefstyl. In 2 vers 2 in die Nuwe Lewende Vertaling herinner die apostel hulle daaraan dat hy hulle aangespoor en aangemoedig het om tot eer van God te lewe. En dan kom hy, soos wat ek al voorheen vir julle gesê het, Paulus het wat ons noem 'n bidwens. Hy het sekere wense in gebede uitgespreek. En hier is een van daardie bidwense wat hy genoem het daar in 5 vers 23 en 24, dat die God wat hulle geroep het, sê hy dan, hulle heeltemal sal heilig en onberispelik sal bewaar tot en met Jesus se wederkoms. So julle kan sien dat hierdie leefstyl wat Paulus hier aan ons voorhou, is belangrik. Dit is nie sommer net so iets nie, en onthou net, en ek wil dit altyd herhaal, dit gaan nie oor 'n wettiese tipe van lewe
waar jy heeltyd moet sê, ek mag nie dit, moenie dit nie, dat. Dit gaan oor 'n lewe wat oorgegee is aan God, en waar die Here jou van binne af verander, sodat jou uiteindelik jou uiterlike lewe ook sal verander. En dit is 'n proses. Ek meen, hier praat hy nou maar van immoraliteit, maar dit is iets wat mens kan deurtrek na elke faset van jou lewe toe. Ek meen, om 'n kind van die Here te wees, beteken dat jy anders te leef as die wêreld daar buite. Dit is nou maar net eenvoudig so. En soos ek weer sê, dit gaan oor iets wat God van binne af in jou doen, wat jy dan uiteindelik ook buite uitlewe. Paulus se doel was dat hierdie goddelike verlossing deur hulle morele heiligmaking as 'n huidige werklikheid in die lewe van hierdie gelowiges sigbaar sou word. Heiligheid, ook in seksuele optrede, is deel van God se ewige plan vir elke gelowige se lewe. Hy beklemtoon dus die feit dat die Tessaloniërs en daarmee saam alle gelowiges nie tot onreinheid, in hierdie geval dan ook seksuele onreinheid geroep is nie, maar tot heiligheid. Hulle vorige leefstyl van immoraliteit wat dominant in hulle lewe as ongelowiges bestaan het, moet nou na hulle bekering nie meer in hulle lewe figureer nie, want God is die een wat die Christen heilig deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Hierdie proses sal aanhou totdat Jesus dan weer kom, soos wat ons gesien het in 1 Tessalonisense 5 vers 23 tot 24, en daar sê hy baie duidelik dat ons sal heilig bewaar word, gees en siel en liggaam, jou hele mens wees. Jy sien, daar was in daai tyd, of wat later in die kerk gekom het, was daar 'n groep wat hulle bekend gestaan as die gnosticiste, en dit kom van die Griekse woord gnosis af, wat wysheid beteken, en hulle, of kennis dan beteken, en hulle het gepraat en gesê jou liggaam beteken niks, jou liggaam is basies verrot, en dit gaan net oor deur kennis, en deur kennis kan jy jouself verbeter. Nou, ek wil net vinnig sê, dit is nie 'n Bybelse begrip nie. Die Bybel praat van jou liggaam ook. Romeine 12, julle ken dit, waar hy sê ons moet ons liggame aan die Here gee as 'n welgevallige offer. En is iets wat op 'n daaglikse gebied of gedoen moet word, waar ons onsself elke dag aan die Here oorgee, gees, siel en liggaam. Elke faset van ons lewe behoort aan die Here, en moet ons die Here met elke faset van ons lewe deur aanbid. So met ander woorde, dit gaan nie net ek dien die Here met my gees, en dan wat my liggaam aanbetref, hy kan nou maar net doen wat hy wil nie. Daar was ouens wat dit geleer het, dat my gees is besig met die Here, my liggaam kan nou maar in allerhande verkeerde goed betrokke raak, want dit is my liggaam. Hy is by tenien verdorwe. En dit is nie so nie. Dit is nie 'n Bybelse begrip nie. En hierdie 1 Tessalonisense druk dit baie duidelik uit, dat ons gees, siel en liggaam onberispelik bewaar sal word. Daarom moet gelowiges hulle self voortdurend aan die Here oorgee, sodat hy sy heiligheid in hulle kan bewerk en hulle dan daarvolgens optree. Jy sien mense, Paulus sê op een plek in 1 Korintiërs 15 sê hy, ek sterwe van dag tot dag. Jesus sê, as iemand agter my wil aankom, moet hy elke dag sy kruis opneem. So dit is 'n dag tot dag lewe saam met die Here, wat jy jouself aan hom oorgee. Ek meen aan Hebreërs, daar's een plek wat hy sê, dat hy wat heilig maak, sowel as hulle wat geheilig word, kom ook alles uiteen. Met ander woorde, dis God wat dit doen. Jy kan dit nie in jouself, as jy dit jouself probeer doen, dan word jy eintlik 'n fariseer, want jy begin uiterlik goed te leef wat nie innerlik in jou hart is nie.
maar die Here verander jou van binne af, en dan gaan dit uiteindelik na buite toe, dan verander jou optrede, en jy begin anders te dink, jy begin anders te praat, en jy begin uiteindelik anders te op te tree. En as jy reg optree, dan kom daar nie 'n tipe van 'n trots in jouself, jy is nou so wonderlik nie. Nee, dit gaan oor dankbaarheid teenoor die wonderlike Here, wat jou die vermoë en die krag gee elke dag om volgens sy standaarde te lewe. Vers 8, daarom dan, nou hier kom Paulus nou weer baie sterk deur. Hy sê die een wat al hierdie goeders wat hy nou oor gepraat het, die een wat dit verontagsaam nie 'n mens nie, maar God wat sy Heilige Gees aan julle gegee het. Met ander woorde, wat Paulus hierso baie duidelik uitdruk, is dat die boodskap wat hy deur hierdie brief aan hulle bring, is nie net sy boodskap nie, dis 'n boodskap wat van die Here afkom. Dis die Here wat eintlik deur hom praat. En daarom sê hy, dat as jy hierdie goed verwerp, dan verwerp jy nie 'n menslike boodskap nie. Jy kom nie en sê, ag, ou Paulus, of wat ook al, en wat weet hy nou nie, en al daai tipe van dinge nie. Wat jy doen, as jy daai houding inslaan, dan verwerp jy die Here. Want die boodskap wat hy bring, en wat hy hieroor praat, is 'n boodskap wat van die Here afkom. Nou hierdie waarheid is 'n waarheid wat ook in die evangelies voorkom. Jesus sê in Lukas 10 vers 16, kom dit duidelik uit dat diegene wat die apostels verwerp Jesus, en as jy Jesus verwerp jy ook die een wat Jesus gestuur het. Met ander woorde, as jy hierdie boodskap verwerp jy nie mense nie, of jy verwerp nie net Jesus nie, in sy aardse bestaan, die evangelies nie, maar jy verwerp die een wat hom gestuur het. En dit was Jesus se groot ding met die fariseërs. Hulle wou nie na hom luister nie, maar hulle het gesê, hulle dien God, hulle aanbid God, en hy het dit baie duidelik uitgebring dat, maar as julle nie aan my luister nie, luister hy eintlik ook nie na God nie. So, dit is baie belangrik, en dis wat Paulus nou ook hierso sê, dat hierdie boodskap wat hy bring, is 'n ware boodskap, is 'n boodskap wat hulle waarsku, en wat duidelik vir hulle op hulle hart druk, dat die Here na 'n lewe soek, wat waarlik aan hom oorgegee is. Paulus herinner dus die Tessaloniërs daaraan, dat die lering wat hy bring, nie alledaags is in die omgewing waarin hulle bly nie. Dit was nie 'n alledaagse boodskap nie. Dit was nie 'n normale boodskap wat nou vir alle mense daar was nie. Dit was iets anderste. Uiteindelik die normale ding wat hierdie ouens geglo het voor hulle tot bekering gekom het. Hy het gekom en hy kom met 'n radikale iets anderste. En hy sê vir hulle, luister mense, 'n kind van die Here se lewe lyk anderste as wat julle altyd mee groot geword het. Hierdie God het ook die Heilige Gees aan hulle gegee. So met ander woorde, hy sê hierso vir hulle, luister mense, hierdie boodskap kom van die Here af, en dis die Here wat die Heilige Gees aan julle gegee het. Christene behoort heilig te lewe, omdat die Gees wat in hulle woon, heilig is. Jy sien, hier kom hy nou, en hy vat dit eintlik saam. Hoe kan ons in oorwinning lewe, selfs te midde van die ongeregtigheid wat om ons aangaan, en veral ook hierdie mense wat in 'n leef was, hulle was in 'n leefstyl gewees wat dit alles normaal was, wat hy kom en sê, die Heilige Gees is in julle gegee. En luister nou mooi, dat hy sê so, dat hierdie Gees wat in julle woon is heilig. Hy verwys ook hier, Paulus verwys na die nuwe verbond, waar God sy Gees binne in ons harte plaas, en ons direk leer, soos wat Esegiel 36 vers 26
tot 27 dit dan ook uitdruk. Luister mooi wat sê hy. Ek sal julle 'n nuwe hart en 'n nuwe gees gee. Ek sal die kliphart uit julle liggaam uithaal en julle hart van vleis gee. Ek sal my gees in julle gee en sal maak dat julle volgens my voorskrifte lees en my bepalings gehoorsaam en nakom. Sien julle hier, dat wat die Here eintlik hier sê, dat die onus om hierdie goed, om so te lewe, hy vat eintlik, wat ek hier sê, die verantwoordelikheid, want hy sê, ek sal maak, dat julle volgens my voorskrifte leef, en my bepalings gehoorsaam nakom. Dit beteken dat ek nou niks doen nie, maar dit beteken dat ek na hom toe gaan en sê, Here, ek sien u standaarde, ek weet wat dit is, maar in my eie krag is ek swak. Maar as ek in my eie krag swak is, sê Paulus, dan is ek sterk, want dan word die krag van die Here word deur my volbring. So, dan kom ek en ek sê, o Heilige Gees, u wat in my woon, stel my in staat om 'n lewe te leef wat 'n God vererende lewe sal wees, in elke faset van my lewe, ook op morele gebied. En dan kom die Here, omdat ek myself oorgegee het, dan werk hy in my. Iemand het eendag so mooi hierdie saak verduidelik van God wat in jou werk. Hy het gesê, dit is soos as jy by 'n huispak kom. Ek meen, as jy by 'n huispak kom en jy klim in hom, dink nou maar daar, ek weet nie of dit nog regtig bestaan, maar die Carlton Centrum, in daai tyd, dink hy was 50 verdiepings. Jy klim onder in daai huispak, en al wat jy doen, jy druk 'n knoppie wat die deur toemaak, en dan druk jy 'n ander knoppie wat sê 50, en jy staan, en hy vat jou boontoe. Maar jy moet in die huispak klim. Jy sien, ek kan 'n besluit neem. Ek kan sê, nee man, ek gaan nie in die huispak klim nie, ek gaan nie teen die trappe ophardloop. En dis wanneer jy dit in jou eie krag doen. Maar as jy in die huispak klim, as jy in hom klim en sê, dankie Here, u Gees woon in my, dan kom hy, soos wat die huispak jou boontoe vat hy jou boontoe. Sy krag werk in jou, en jy gee jouself elke dag aan hom oor, en sê, Here, hier is ek gee myself, die Bybel sê, Romeine 6, sê hy, moenie julle lede tot beskikking van die sonde stel, as werktuie van die ongeregtigheid nie, maar stel julle lede tot beskikking van God. Het laat my altyd dink aan Dawid wat gebid het, sê, Here, skep in my 'n rein hart, waar hy gesê het, o Here, sit 'n wag voor my mond, bewaar die deur van my lippe, en so kan ek bid en sê, Here, bewaar elke liggaamsdeel van my, bewaar my oë, bewaar my ore, bewaar my hele wese, my hele liggaam, ek gee dit as 'n offer, sodat ek in my liggaam sal optree, soos wat u wil hê ek moet optree. En hierdie, wat hy hier skryf, hierdie bepalings wat ons kan nakom, dat hierdie disippels van Jesus leef in die bedeling van vervulling. Die Heilige Gees het gekom, hy bly binne in ons, en Jesus het gekom, en God stort sy Gees op sy kinders uit, wat hulle natuurlike heidense weë omskep, ook in die bonatuurlike, waar jy deur bonatuurlike krag, wat die Here jou gee, in staat is om te leef, soos wat hy moet leef. En ons leef ook in daardie bedeling. Ons leef ook in die bedeling. Jesus het gekom, hy kon sterf, hy het sy lewe gegee, hy het sy bloed gestort, ek kan myself vir hom oorgee, hy verander my, hy maak van my 'n nuwe mens, maar die ou natuur is nog daar, en partymal doen ek verkeerd, en dan kan ek sê, Here, ek is jammer, vergewe my, en hy vergewe, en hy was in sy bloed, en hy maak jou skoon, en ek kan myself elke dag aan hom oorgee, en bid, dat sy krag deur my na vore kom, dat ek 'n leefstyl sal handhaaf, soos wat hy wil hê ek moet lewe. Tot sy eer en tot sy verheerliking. Nie my eie krag nie, maar deur sy krag, wat kragtig in my werk. Dank die Here daarvoor. Dank die Here, hy het ons nie net gelos, dat ons alleen moet voortploeter en moet maar probeer elke dag nie, maar
Hy het vir ons die Heilige Gees gegee, wat in ons kom bly, om ons te help om te leef soos wat hy wil hê ons moet leef. Kom ons bid saam. Dankie Hemelse Vader, dankie dat Jesus gekom het. Dankie vir die wonderlike Heilige Gees wat in ons harte uitgestort het, om ons in staat te stel om te lewe tot verheerliking en tot eer van die naam, om 'n leefstyl te handhaaf wat 'n toegewyde lewe aan U sal wees. Help ons, Here. Ons kan dit nie doen in ons eie krag nie, maar ons kan dit doen deur Jesus wat ons deur die Heilige Gees die krag gee, en ons kan uitroep en sê, ek is tot alles in staat deur Christus wat my die krag gee. Baie, baie dankie in Jesus se naam. Amen.